Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons sit hier so by Connection Studios hier in Centurion. So dankie aan Jaco van Connection Studios vir hierdie awesome space waar ons hierdie set kon gebou het vir hierdie podcast. Maar ons gaan net nou 'n bietjie meer oor die studio self praat. Vandag het ek 'n baie spesiale gas by my. Sy's 'n sanger, sy's 'n liedjie-skrywer, sy's my beste vriendin en in my opinie Suid-Afrika se beste sangeres. Verwelkom Liesel Pieters. Hallo. Hoe gaan dit? Lekker jy? Nee, goed om jou te sien. Jou Dankie dat jy ingestem het om met my te kom gesels. Ag wel, ek het nie 'n keuse nie, ons is beste vriende so ek. Ja, I Ja, didn't ja? leave you a choice. Ek het vir jou gesê, ek dink jy moet dalk net. Ja, nee, ek's baie bly en ek's baie opgewonde. Ek meen, ons ken mekaar al vir ewig. Maar ek dink daar is baie mense wat kyk wat dalk 'n paar goedjies van jou gaan wil uitvind wat hulle dalk nog nie weet nie. So, Okay. ja, niks om oor te stres nie. Moenie worry nie. Dit is niks wat jou in die skande gaan laat nie. O, Of maybe is al een storie. Ek weet Okay. nie. Ons sal sien. Maar Kyk, ek trek jou saam my, nê? jy kan. Ek trek jou saam want ons ken mekaar baie lank. Onthou, dis min wat net ek of net jy alleen in die moeilikheid is. Dis altyd ons albei, Ja. iewers. En hoekom gebeur dit altyd net wanneer jy by is? Ja, ek vra dieselfde vraag, so ek dink ons is albei 'n bietjie slegte invloed op mekaar. Ja, maar tog is ons nog steeds vriende, so dit kan nie so erg Dit kan nie wees so nie. erg wees nie. Hoor hierso, Liesel, eerstens, ek dink, in my opinie, rate ek jou obviously baie hoog as 'n sangeres en 'n all-round flippin' nice mens. Ag, dankie. So ek's baie lief vir jou as 'n vriendin en ek is baie lief vir jou as mens. Ja. En ek dink ek wil net hê die mense wat kyk moet ook nou 'n bietjie meer van jou weet en jou geskiedenis van musiek. Ja. Ek het jou ontmoet in 2010 met 60 Summer of Love Barnyard. So iets, ja. Dit jare terug. Ek kan onthou jy het nog sulke colorful outfits gehad, amper soos jou baadjie wat jy nou aan het. O, okay, ja. Hoe cool is dit actually, want 60 Summer of Love is al hierdie blomme gewees. Ja. So dis nogal cool dat jy daai kleurvolle baadjie aan het. Bring memories terug. En en net by the way, ek het ook hierdie hemp aangetrek spesiaal vir jou, Ag, dankie. want ek weet Hyenas is my favourite dier. hyenas is jou favourite diere, so ek het ook vir jou hierdie hemp aangetrek. Baie dankie. Maar ons gaan net nou oor hulle praat. Okay. So 60 Summer of Love, toe ek daai dag, ek onthou baie goed, 'n vriend van my het my genooi om saam met hulle Barnyard te gaan kyk. Ek onthou nog waar dit was. Ek dink dit was Volhuis. Wat is die ander een? Broadacres? Broadacres, Dis ja, daai dis, ene, ja, in Volhuis, ja. Ja. En toe, ek meen, ek het die show geniet, tot op die punt, ek kan nie eens onthou hoe vroeg in die set het jy ingekom, maar toe jy uitstap, toe sê ek soos, joh, hierdie girl kan sing. Nie geweet ek gaan jou ontmoet na die tyd nie. Ons het die show gekyk, dit was incredible, na die tyd, daar's 'n restaurantjie net so buite dit. Ja. Min wetend dat dit ook waar julle na die tyd gaan kuier. En ja, toe ons nou na die tyd daar kuier en toe kom julle ook nou daaraan, die hele crew en almal en toe. Dis waar ons dit ontmoet het en Ja. bevriend geraak het. So Barnyard was waar jy begin het. Waar ek jou ontmoet het, ekskuus. Ja. Maar ek wil gou 'n bietjie meer weet voor dit. En nou net ek weet meeste van hierdie goed, maar die mense wat kyk weet nie. So sê gou 'n bietjie. So jy kan sê as ek joek of nie. Ja, so jy moet nou die waarheid praat. So wat ek wil weet is, waar het jou liefde vir musiek en vir sing begin? Soos wanneer het jy dit discover dat hierdie is wat jy voor lief is? Ek dink ek was al lief vir musiek vandat ek 'n babatjie was. Ek meen my ma vertel stories waar ek in my doeke Ja. sit en hop op musiek as al musiek gespeel word in die huis. O, So ja. die liefde vir musiek self is al Ja, van baie kleins af. ja. My ma sê ek het altyd gesing. Sy het altyd dat ek agter die kar, kyk, nou my ma was nie so lelik met my nie. Ek het 'n safety-belt aangehad. Dan staan ek agter die kar. Ja. Dan as daar 'n liedjie is wat ek ken op die radio's wat speel, dan staan ek agterop en dan sing ek. Ja. En so het ons deur die lewe gegaan. Crazy. En ek het op laerskool dink ek hulle het mos sulke konsertjies in die laerskool. Ja. En ek sal nooit vergeet nie Drummer Boy. Yes, ja. Parapapam, daai goeters. Ek onthou ons het nog videotapes, wat daai VHS tapes van dit. Ja. En my heel eerste liedjie wat ek gesing het voor 'n groot skare was in standaard 1. Ek was 9 jaar oud. My Boy Lollipop My word. in die skool se revue Ek wou jou nog in gevra laerskool het. vasstrap. Een van die vrae wat ek hierdie algemene vrae wat ek het is wat ek wou vra is, kan jy onthou wat was jou heel eerste sang wat jy voor Dit was mense my gesing het? heel eerste liedjie gewees wat My ek voor Boy 'n Lollipop. skare mense gesing het. Okay, dis nou net die mammas en pappas van die skool gewees, maar Ja. ja, en dit is waar
Ek dink dit is waar die gogga gebyt het. Want toe het ek met alles begin sing in die skool. Ek was bevoorreg geweest, ons het 'n musiekklas gehad Ja. in ons laerskool. Waar jy letterlik 'n periode gehad het waar jy net musiek gedoen het. Ja. En daar het ek begin sing en die juffrou Mala Kleinsmit sal dit nooit vergeet nie. Ja. Het altyd vir my gesê, jy sing vir my baie baie mooi, jy sing vir my baie baie mooi en sy het my in die revue ingekry, sy het my in die koor ingekry, op skool wat dis hoe ek op skool begin sing het en ag maar van toe af, jy weet, soos al die sangers maar seker kompetisies deelgeneem. Ja. Hier en daar 'n paar gewen. Bevoorreg gewees om oor see te gaan met die kompetisies wat jy gewen het. Ja. En ek dink dit is maar net waar mens besef het. This is what I want to do for a living. Maar is daar iemand anders in jou familie wat ook so goed sing of kon sing? Wat jy van weet? Nie wat ek van weet nie, Quentin. Ek meen ek dink ek's die enigste een. Ek is die enigste wat dit pursue het. Ja, okay, altyd. Verstaan, want okay, maar ek ken nie my ouma, my pa se kant van die familie wat sy pa betref nie, maar blykbaar het hy ook gelief om gitaar te speel. My ma se pa het gelief om gitaar te speel in Mondvletjie. Ja. So die musiek was in die familie. Ja. Maar ek dink ek was die enigste een wat dit actually pursue het en dit verder gevat het in 'n karier daaruit gemaak. Ja, dis awesome. Ja. En jy het so vroeër nou genoem oor see gaan. Ek onthou in jou jy was nog redelik jonk, was jy oor see. Ja. Vertel gou van dit, want ewen ek weet nie veel van daai. Weet jy, ek het 'n kompetisie deelgeneem, Yamaha Young Talent. Ja. Daai jare terug. En hulle het die top 10 van daai kompetisie. Het hulle elke jaar, want dit was 'n jaarlikse ding. Ja. Het hulle elke jaar Japan toe gevat. Ja. In Augustus, die maand van Augustus. Dit was gewoonlik die herdenking van die Hiroshima bombing. O ja. En dan het ons daar vir die mense gaan sing. In herinneringe van die mense wat hulle verloor het. Jessie. Met daai geval. En dit was 'n jaarlikse ding en dit het baie jare aangehou. Ja. En ja, so ek dink ek was 13, 14 jaar oud. Amazing, jessie. Toe gaan ek vir 'n maand Japan toe en toe het ons daar vir die mense gaan sing. Nou travel jy ook nou so in die eiland af. Ja. En dan eventually eindig jy op in Hiroshima waar die bomme geval het. Wow. Dit was incredible. Dis baie goed deel van my lewe gewees. Eerlikheid, dit is nogal cool. Ek het nie dit geweet nie. Ja. So daar leer ek ook iets nuuts. Yes. En sê gou vir my, wanneer was kan jy onthou wat was jou heel eerste live show as hoe kan ek dit nou sê? Ek wil eintlik nie sê as 'n professionele sangeres nie, maar wat was jou eerste paid gig as ek dit so kan vra? Eerste paid gig, jy sal my nie glo nie. In Rustenburg. Ek praat nou eintlik onder korreksie, maar dit is wat ek meestal onthou. Daar was altyd 'n plek genaamd Keg and Bull. Dit ken ek. Ja. So ek het daar opgetree want donderdae aande was hulle live band aande gewees. Ja. En ek het daar opgetree en ek was nog op skool. So jy was minderjarig daar Ja. om te kom sing. Maar ja, dit was my paid gigs. Yes. Dan Vrydag gaan ek weer skool toe en maak of alles normaal is. Ja, okay, interesting. En toe na dit het jy obviously voor jy by Barnyard was, want dit is obviously van waar ek jou eintlik ken het. Wat is dit in daai tydperk gebeur? Het jy maar net gegig? Want ek het nie geweet van jou voor Barnyard nie. Ja. So, hoe Weet jy lank? wat het Ja. Ek het gegaan vir 'n audisie in 2004 in Johannesburg in Midrand. Nee, nie vir Barnyard O, nee. nie. By Okay. Soundstage. Daai jare was daar 'n supper theater, soos 'n dinner theater in Midrand genaamd The Soundstage. Ja. En ek het gegaan vir 'n audisie daar vir Girl Talk. Nou daai jaar was 'n audisie vir Girl Talk 005 which would happen in 2005. Okay. So jy obviously die jaar voor dit want ek dink ons het rehearsal gedoen Januarie, Februarie en Maart het ons begin show met Girl Talk. Ja. En dit was my eerste professionele teater vertoning, sal ek so, want ek dink ons het 'n jaar en 'n bietjie wat ons dit gehardloop het. Yes. So ja, dit was my eerste, ek het van die huis af weggetrek. Wow. Van Rustenburg af Johannesburg getrek 2004, want toe het ek met daai show begin rehearse. Ek moes eers 18 word. Ek was 2004 het ek 18 geword. Wow, ja. En toe nou obviously 2005. So jy kon toe eers begin- van 2005 af, Ja, vandat jy 18 is. ja. Okay. Toe begin dit van daar af. Toe het ek daar vir 'n jaar en 'n bietjie en uit daai uit het ek die Barnyard ontdek Yes. en natuurlik audisie gaan doen vir die Barnyard nadat daai Girl Talk 005 klaar was. En toe het ek in Barnyard begin en my heel eerste
Barnyard show. Ek kan nie onthou wat, ek dink dit was by Menlyn, hier in Pretoria, was Jukebox Heroes. Cool. Jy was 'n lys gegee van 51 songs wat jy moes ken. Wow. So ek moes dit oefen met choreography by en alles. En hoe dit gewerk het was eintlik baie cool. As jy wat 'n gas is van die Barnyard, kom en dan kry jy 'n papiertjie. Ja. En op die papiertjie staan jou tafelnommer en dan wat se 3 liedjies wat jy kies O, okay. vir die aand. Uit daai 51 lys van 51 liedjies uit. Ja. En dan is dit nou die tafels wat nou inkom, hulle skryf hulle request neer en daai briefies kom agter na ons toe en ons musical director het toe nou die show 10 minute voor die show actually begin aan mekaar gesit. Ja. So dit is amper half daai letterlik in die diepkat ingegooi. So jy weet nie voor die show Wat jy doen nie. wat se songs jy gaan sing nie, Nee. maar jy moet prep wees vir almal. Jy moet prep wees vir almal. Dis ongelooflik. Ja, dit Ek dink was- daai kan nogal fun wees. Dit was Ek incredible. wens ek kon so iets gesien het. En so wat se jaar was dit? 2010? Daai was 2006, 7 Dis toe jy begin het. om en nee? by Barnyard, ja. 2006. So jy was al 4 jaar in die Barnyard toe ek jou ontmoet. Ja. En hoe en jy's uit Barnyard uit wanneer? Ek is onder korreksie want dit voel vir my soos gister, maar dit is 2011. Middel 2011 dink ek. Dis ek klaar met Barnyard. Dis Ons het geëindig in Sun City, ek sal dit nooit vergeet nie. Dis definitief 2011. jy sê dit voel so lank want dit voel langer want ek dink dit Ek voel was terug gewees elke nou en dan vir 'n ja. halwe run Mm, met iets anders of wat ook al, maar ja, so Ja. ek was uit gewees en dan het ek elke nou en dan teruggegaan dan is Johan Liebenberg wat sal my vra kom doen gou-gou ran van Diamonds and Pearls byvoorbeeld. Ja. En dan gaan ek gou-gou dan sou ek soos 2 of 3 weke daar saam met hulle in Ja. kom ons sê ek weet in Johannesburg of Pretoria waar ook al. Ja. Ja, want ek kan onthou daai Barnyard shows want toe ek Barnyard ontdek het ek na baie shows toe gegaan meestal om jou te ondersteun, maar ook omdat dit vir my so fun is want ek hou Dit is van hierdie incredible. ek hou van hierdie tribute aande, soos hulle Ja. die 60s aande gehad en die 70s aande en Hulle het wonderlike shows gehad. En Ek meen hulle het die produksies wat hulle opgesit het, dink ek het die mense getrek want Ja. dis iets van alles. ja, En hulle was net 'n great learning curve vir my ja, om uit 'n corporate sappetheater uit te gaan na dit toe. na dit toe, ja. Ja. Ek meen daai was baie fun en ek kan onthou ek kan nie eens onthou hoeveel shows het ek gesien nie. Dis hoekom dit vir my voel of jy langer daar was as wat jy eintlik was O, ja. vandat ek jou nou geken het. En ek kan onthou bittergoed, jy was die eerste persoon wat ek nou kan onthou wat my na trane gedryf het met 'n sang wat jy gesing het. O, wraggies. Kan jy onthou dit was saam met ek kan nie onthou met wie jy dit gesing nie. Jy het Bridge Over Troubled Water gesing. O, ja. Ek kan nie sy naam onthou nie. SK. Ja. Daai weergawe wat jy gedoen het. Toe sit ek daar toe wil ek huil. Toe is ek net so sekerlik. En hy het op die klavier gespeel, ek onthou dit. Ja. Dit was net so 'n acoustic piano driven Bridge Over Troubled Waters, ja. Daai was Wow. 'n Kyk, ek kry beautiful hoendervleis skoon. beautiful moment geweest daai. En ek weet daar was 'n paar ander cool goeders ook jy het classic rock shows ook gedoen. Ja. Maar dit was nie elke Dit was eksklusief. Ek sal sê dit was 'n once in a lifetime ding. Ek het in my karier van Barnyard dink ek het dit 4, 5 keer gedoen. Ja. En dit was gewoonlik op 'n Sondag aand. Ja. 'n Special ding wat ons gedoen het vir die mense wat die classic rock goed like, maar dit was soos 'n genuine classic rock Dit goed. was Dit was super AC/DC, dit was Deep Purple, dit was Ja. daai Ek meen, goed. het jy nie Barracuda gedoen van Ja, van Heart. En jy het ook daai All I Wanna Do Is Make Love To You. Jy het daai twee songs. Ja. Maar Barracuda, ek meen die mense wat die song ken sal weet. Dis 'n wille rock song. Ja. Yes, dit was cool. So as jy nou kan terugdink, wat mis jy die meeste van Barnyard en wat mis jy die minste van Barnyard? Wat mis ek die meeste sal ek sê is die samesyn, die mense dat jy word absoluut familie met die mense saam wie jy werk daar. So dit is wat ek die meeste mis en die travelling, maar die ding wat ek die minste mis is die elke dag werk. Dit was harde werk. Want dit was Dinsdag tot Sondag. Dinsdag tot Sondag en soms dubbel Vrydag, dubbel Saterdag, dubbel Sondag Ja, shows. so 10 shows 'n week. Ja, Dis wild. dit was wel. En- Kyk dit was lekker. Ja. Dit was 'n amazing learning curve, nog 'n steppie nader aan waar ek wil wees in die lewe. Ja. Maar harde werk. Ja. Harde werk geweest. En sê gou vir my, as jy moet terugdink, wat was jou favourite Barnyard show of moment wat jy deel van was? Ek sal sê my favourite show was Diamonds and Pearls. Dit was regtig een van my gunsteling shows geweest en ek dink is die langste show wat ons geran het wat 'n jaar en 'n half was. Ja. Jaar en 8 maande amper.
was Diamonds and Pearls, want dit was Neil Diamond en Celine Dion. Yes, ja, ek Ja. meen, kan jy imagine Liesel wat Celine Dion sing. breek my brein, dit is so mooi. Maar ek meen Barnyard het soveel talent, nê. Nee. Ja. Ek meen daai talent pool wat daar gevorm word. Soos jy kom uit Barnyard uit en ek meen Monique Stein, Ja. ek weet julle is baie close of julle baie Ons was eintlik dieselfde hoeveelheid jare in die Barnyard, maar ons het nooit 'n show saam gedoen nie. Ons het altyd so verby mekaar gelewe. Kan jy dit ja. glo? Ek meen Obviously nou is ons nou na ons plekkies toe gaan waar ons altyd gaan uit eet of gewoonlik op 'n Sondag gaan braai ons. Ja, En dan braai ons as 'n gesin weer eens met al die Barnyard mense saam van verskillende Barnyards. ja. En dan kom ons almal met mekaar. So ons het mekaar baie gesien. Ons het net nooit regtig 'n show saam gedoen nie. Kan jy dit glo? Can you imagine Liesel en Monique op een stage in Barnyard? Ek meen of wel net op 'n stage saam met daai stemme en daai talent. Dis incredible. Maar ja, so toe klaar met Barnyard, toe kom daar vir 'n kort tydjie van jou karier. Ja, baie min mense weet dit. Hulle is baie verbaas as ek dit vir hulle sê. Ek dink mense gaan dalk nou nie dit weet nie, maar toe jy vir 2 jaar, was dit 2 jaar nê? 2 ja, 3 Was jy die lead singer van Mean Mr Mustard? 'n Band wat ek meen hulle was nogal populêr geweest in Suid-Afrika op 'n stadium. Ja. So toe jy was obviously die eerste en enigste female vocalist in Mean Mr Mustard. So ja, ek meen hoe is dit toe nou 'n aanpassing, want Barnyard is hierdie variety van verskillende songs, alles covers natuurlik, maar bekende goed. So jy sing elke 2 of 3 maande sing jy ander songs en toe jy nou skielik deel van 'n band en jy hoe was daai aanpassing vir jou? Ek dink dit was regtig 'n aanpassing nie. Ek meen dit was ook 'n band en die band was ook 'n full band, so die samesyn was nog steeds daar. En ek dink die feit dat ek in Barnyard was dit makliker om aan te pas. Okay, Want in Mean Mr Mustard was dit ook nie net hulle originals wat gesing was nie. natuurlik, ja. Dit was covers ook, so dit was vir my maklik om aan te pas met dit. Ja, Maar daai jare was Mean Mr Mustard meer gedrewe vir die corporate wêreld. ja. So ons het baie besighede se eindjaar funksies gedoen. Yes. En so nou en dan, ek meen onthou Firkins. Ek onthou Firkins baie goed en ek onthou nog iets waar ons gaan praat hierna, maar Firkins onthou. Ja, so Firkins en die corporate mark was maar meerderdeels van wat ons gedoen het in daai 2 jaar toe ek deel was van Mr Mustard. En ek dink ek sou langer daarin was as ek nie aanbeweeg het na Krone en Hyde toe nie, want toe net daarna toe kry ek aanvraag vir Krone. Dit is 'n aanvraag navraag, soms nie. Dit word jy gevra. Ja, ek weet nie, aanvraag navraag. So dis eintlik waartoe my volgende vraag sou gelei het is na Krone toe, maar voor ons daaroor gaan, ek onthou ek het 1 jaar saam met jou gegaan na 'n corporate toe jy vir Mean Mr Mustard gesing. Onthou jy Entabeni, daai Legends Golf Resort? Ja. Daai was 'n wille aand. Jesus, ons het daar gekuier. Ja, yes. Toe gaan ons op die game drive volgende dag saam met daai Amerikaanse gids. Ek onthou. Dis nog voor ek in die Wildtuin gewerk het. Ja. Dis voor ek daar begin werk het. Yes, dis way back. Ja. Dis 2010. Ja, wel net 2011? dit moet net na dit wees. Nee, ek was klaar gemaak om baan. Dit was 2013 dink ek. 12, 13 12, daar. 13, Ja, ja. dit moes daar rond gewees het. Jessie, dit voel soos 'n leeftyd terug, né? Ja, yes, ek onthou daar, ek het nie lekker gevoel daai dag nie. Maar meer oor Seker dit, weer my skuld wees. meer oor dit later. Hoor hierso toe Krone. Ja. Het jy van Mean Mr Mustard af toe jy uit die band uit toe jy by Krone Weet jy wat het gebeur? Ek het weer eens soos ek sê, ek het teruggegaan na Barnyard toe elke mos nou en dan. o ja. Toe word ek gevra om 'n Cape Town run te doen. Ek kan nie mooi onthou wat se show was dit gewees nie. Ja. En toevallig daar toe sit Neil Skoombie in die audience by Yes. daai Barnyard show. Ja. En hy het nou onthou ek ken vir Neil Skoombie van 2004 af, want hulle was besig met High Five in the soundstage. Yes, ek onthou Toe ons daar rehearse het. Ja. So dis hoe lank nou al ek vir Neil Skoombie ook nou ken. En hy het toe dan agtertoe gekom en kom groet en vra gaan dit, en hy het op daai stadium toe nou vir 'n platemaatskappy gewerk wat die Krone nou hanteer, en toe vra hy vir my stel ek belang, toe sê ek natuurlik. Ja. En dit hy met my gebel en met my gepraat, en ek dink ons het die eerste Krone vertoning gedoen, en ekskuus, ek weet ek gaan seker nou voor jou al jou vrae, want Ons dit is gaan hoe teruggaan. Ja, ons sal hoe weer die teruggaan, ja. timeline nou loop. En uit Krone uit toe sê hy vir my stel ek belang om 'n liedjie of 'n trial run te doen vir vuurwerke. Yes. En toe sê ek, maar hoekom nou nie? Dit is musiek is my lewe. Ja. Ek meen ons probeer elke avenue en kyk wat sien werk. Ja. En uit Krone uit toe staan
vuurwerke en toe het ek 2 albums met vuurwerke opgeneem en in daai 2 albums toe begin ek werk aan my eie album. Ja. Ja. Maar hoe cool is dit want jy het van Monique was net voor jou uit Baanjaard uit. Ja, Toe sy in vuurwerke. yes. En toe Monique uit in vuurwerke is, toe kom jy in vuurwerke. Ja. So julle journey is basically dieselfde. Baie dieselfde, ja. Yes, en julle altyd doen so goed. So, maar hoeveelste krone was daai? Dit was die tweede een of wat? Nee, dit was Krone 1. Onthou Krone 1.1.1 of 1.0 was in die Kaap. O, Dit was gebore in die Kaap. ja. Toe het hulle obviously almal sê dit die low budget krone background want dit was met uit polystyreen gesny en geverf deur die kunstenaars en alles. Ja, okay. So dit was nommer 1 wat 'n DVD was. Ja. En toe skuif hulle daai selfe show Joburg toe. Ja. En toe's ek en hom. So jy sal eintlik So van die ek was begin af. 1.1. Ja, Krone 1.1. So- Was 1.0 was in die Kaap. En hoeveel is dit nou al? Weet jy? Krone 9. So dis al Volgende 9. jaar sal 10 10 Krone jaar. 10 wees. Yes. Krone 8, 9 daar rond. En dit- Amper so iets. En dit word net groter en ek dink dit is ook 'n cool konsep want dis ook variety Ja, van ek meen dis 'n groot Samsung Joel, dis presies wat dit is. dit is presies wat dit is. En ek meen jy's elke jaar daarso en ek weet van soveel mense wat die hele tyd sê Krone is amazing, maar hier's daai Liesel. Ah. Daai Liesels, hey. Hoorie, ek moet sê Krone is vir my 'n groot deel van my lewe. Omdat ek nou almal gedoen het. Ja, So, dit is vir my is regtig 'n hoogtepunt van my jaar. ja. En ek meen Kurt het nou die dag so grap gemaak. Ons was actually op die Krone cruise Ja. op die MSC boot. En nou sit ons praat ons so met die crowd. Ons het so 'n oomblik wat ons net voor die stage sit en dan praat ons en groet ons met die crowd en ons chat bietjie. Ja. En Kurt maak toe die grap en sê elke jaar probeer ons Liesel challenge and she never disappoints O, met 'n song. met 'n song. Oh, Ja. okay. So dis regtig, dis vir my regtig lekker. Dit Ja. is 'n groot deel van my hart en 'n groot deel van my karier. Ja. So Krone, ek dink nie ek sal ooit ophou Krone nie. Nee, jy moenie asseblief. Ek dink as jy ophou gaan baie mense nie gaan nie. So jy moet aanhou gaan. En hoor hierso, wat 'n song het hulle jou hierdie jaar mee gechallenge? Ek dink nie dit was meer 'n challenge nie. Ek dink dit was meer die hoendervleis oomblik wat hulle wou gehad het. Is daai Must Have Been Love van Roxette. Roxette, ja. And one of my favorite bands. En ek meen jy kan dit flip en goed doen. Jy het ewen jou eie Roxette tribute show gehad Ja. vir 'n tydperk wat jy gedoen het. Ja. Nee, daai's deur en deur ook my highlight gewees. Ek was bevoorreg om dit af te neem hierdie jaar. Ja, jy's maar jy hardloop al rond daaroor. Ja nee, Krone is nie Is nie alles maklike. gebeur nie voor jou nie. Jy moet om die stage beweeg. So dit is die wat daar was sal weet. Dit is dit ja, hardloop. Ek dink ek het daai aand, ek het nogal op my watch het ek 'n Ek exercise onthou jy gestart. het iets soos En ek kan nie eens onthou hoeveel 6 km of iets wat hy ou gehardloop het reg om een verhoog. ja. So hoorie maar dit is impressive en ek's bly dat hulle sê hulle probeer 'n challenge elke keer want ek weet nie of jy ooit sal dink jy daar's 'n song wat jy nie kan sing nie. Ek is seker dat sal wees. Okay. Ek wil nie dink daaraan nie. Verstaan jy? Want Ek wil nie myself limit en myself in 'n boksie druk. ja, So op hierdie oomblik like ek die challenge en Ja. ek accept hom nog elke jaar. yes. Maar ek seker daar sal 'n liedjie wees wat ek nie kan doen nie. Ek is Ja. nie, jy weet, ek is nie perfek nie. Ek hoor jou, maar ek dink jy's fenomenaal. Dankie. Ja. Dankie Konna. En Ek sal jou toe later betaal vir daai. dankie, ja. En toe ons het nou obviously gefast forward in Krone in en alles in jou journey daar. Maar was dit 2016 toe Asemloos uitgekom het? Jou 2015. 2015 was Ja, Asemloos. 10 jaar terug, hierdie jaar is hy 10 jaar oud. Ja. Ek meen what a song. What a way om jou eerste song Ja. en dit was 'n huge hit daai tyd. Ek meen ewen nou nog ek weet jy gaan hom vir ewig sing. Ja. En ek meen wat het daai song alles vir jou gedoen want ek meen Nee, daai sang het baie deure oopgemaak. Yes. Ek meen nie net omdat hy op Krone, hy was op Krone ook. Ek meen Ja. dit was fenomenaal. Nie net omdat hy nog steeds vertroues verjaarsdagpartytjies en al daai gebruik word nie. Dit is net dat daai sang ek spot mos altyd dit is vir my so amazing om te hoor dat mense hom nog op troues en op verjaarsdagpartytjies en al daai ja, doen. Gelukkig nou nog nie op 'n begrafnis nie, maar daar's altyd ja. daar's altyd 'n eerste keer. Ek het nou die dag vir 'n gas gesê, ek kan nie onthou vir wie ek het gesê nie. Toe sê ek een van sy groot songs, toe sê ek daai is jou begrafnisliedjie, weet jy wat beteken dit? Toe sê hy nee. Toe sê ek jy gaan daai ding sing tot jou begrafnis. Ja, jy Want jy sien. gaan nooit ophou om te sing. Ja. Nee, dit is So- een van daai ding. Dit is ek dink een van my begrafnisliedjies. Ek dink maar ek doen nie. Ek sing hom elke keer as ek op 'n verhoog klim. Ja. Nog elke liewe keer Wel, jy gaan hoeveel moet. 10 jaar lank al. Jy gaan moet want ek meen ek dink dit was ek sal nie sê dit was jou
was dit jou deurbraak song, maar ek bedoel jy was al klaar 'n gevestigde kunstenaar. Ja. Dit was net Ek jou het bygedra. dit was jou introduction song in die industrie. As 'n solo artist. As 'n solo artist en ek meen na dit was Miljoene Druppels wat massive was. En die album, dis die album Dis die wat uit, album, ja. Sing Jou Hart Uit. Yes. Wat my favourite song is wat op daai album is. Die Wat song, een? Sing Jou O, Hart Uit. Sing Jou Hart Uit. Ja, daar is hoeveel sing jy hom nog baie? Ja, Yes, want daai is nee, 'n ek mooi sing song. nog baie. Ja. En ja, ek meen na dit Droë Riviere het uitgekom en dis maar dis dit net singles. Dis dit nee. net singles, ja. Mm. Ek dink ek het in die bedryf ingekom toe daai hele ding begin draai het van tegnologie wat ek noem 'n tegnologie wat oorvat, want ek is glad nie baie goed met tegnologie nie. Ja. Eintlik 'n strem met tegnologie. Wel die digitale Digitale wêreld. die wêreld begin oorvat het. Ja. So ek het net daai een album uitgebring. Ja. So ek het die EP wat ons nou op toe ons KAK en al daai was die EP en toe nou die volle album toe ons hom nou klaar gerekord het. Ja. So ek het net een album agter my naam, maar 'n magdom singles Ja. wat ek nie sal ophou uitbring nie. Nee, dis cool. Dit maak net vir my persoonlik meer sin om net singles uit te bring. Ja. En ag ja, dit dis vir my lekker. Ek geniet wat ek doen. Ek love wat ek doen. Dit is 'n absolute passie. Ja. En mag ek nooit ophou nie. Nee, asseblief nie, jy moenie ophou nie. Jy moenie ophou nie. Ja. Maar so gepraat van singles, daar is 'n song met die naam Singles. Daar is inderdaad. So toe ek Daar nou is gesê toe is dit net singles, toe bedoel ek, toe hoor ek is eintlik dubbelsinnig. Ja, dit is So eintlik. daar's 'n lekker partytjie song wat ek meen van die goeders is powerful. Ja. Jou power ballads. nuutste song, Liefde tot die Tore mag, is huge. Great song by the way. Dankie. So baie geluk met dit. Maar daar's ook 'n partytjie liedjie. Die Ja, mense wat nou met bietjie meer altyd 'n wil- bietjie partytjie liedjie. Ja, wees, verseker. Mens kan nie altyd serieus wees nie. Alhoewel, weet jy wat, nee, maar dis snaaks want ek sal byvoorbeeld, hoe kan ek nou dit mooi stel? Ek sal byvoorbeeld by soos nou die aand het ek 'n 60ste verjaarsdagpartytjie en Ja. ons ek sing. Dan kom vra die mense vir hierdie vreeslike power ballads. Ja. Terwyl almal daar staan in party mode is, nou wil hulle hierdie liedjie hoor. En Ja. sê ek, dalk nie vanaand. Dit gaan die mood 'n bietjie Dit gaan die temper. mood 'n bietjie breek. Ja. Maar die mense love dit. So Ja. ek moet eintlik net ek wil dalk weer kyk of ek 'n ander tipe show kan skryf waar ek hierdie power ballads weer terugbring en 'n oomblik net vir dit gee. Jy Ja. weet, soos 'n uur show only doing power ballads. Ja, soos dit weer eens 'n tribute tipe show Ja. ding. Ek dink ons het lank terug het ons gechat en ek het nogal vir jou gesê ek dink jy sal nogal Bonnie Tyler goed kan Ja. afpoel. En dan obviously jy weet mense soos Celine Dion wat massive vocals het. Ja. So gepraat van dit, ek wou jou vroeër gevra het, wie was jou inspirations in musiek? Soos toe jy nou jonk was, wie was jou mense na wie jy opgekyk het, soos wie jy gedink het, "Jesus, ek wil so sing." Dit gaan nou baie windgat klink, maar ek het nooit regtig iemand gehad waarna ek opgekyk om te sê ek wil soos Ja. die persoon sing nie, maar ek het altyd opgekyk om te wees in 'n sin van, want ek het altyd as ek 'n DVD van iemand koop, het ek die behind the scenes eerste gekyk. Okay. Ek het altyd gefassineer oor mense hoe hulle ander mense hanteer Ja. en hoe hulle is wanneer die kameras nie op hulle is nie. Ja. So en daar moet ek sê dit wat ek van Pink, Ja. ek het paar DVD's van haar wat ek obviously by behind the scenes gekyk het. Kyk, daai jaar het mense nou nog nie geweet van Google en YouTube en daai goeters waar jy net gou kan intik nie, jy moet maar die DVD's koop Ja. om daai goeters te kyk en dan Celine Dion. Yes. Daai twee mense het my gefassineer oor hoe hulle ander mense hanteer terwyl hulle onder druk is. Op 'n verhoog produksie wat hulle jy weet voorlê aan die mense. Ja. Ja, en dit is wat my geïnspireer het. En dan is hulle nou nog great. En dan s hulle nog great great vocalists. sangers. Ek meen Ja. Pink is ek wil so graag haar nog live sien. Ja, Jy het ewen nie. Nee, ek het nie. Ja. Ek was altyd in die Baanjaard gewees. Sy was al 2 keer in Suid-Afrika. Ja. En elke keer wanneer sy in Suid-Afrika was, is ek op die verhoog. So julle het 'n verhoog gedeel, maar dis verskillende verhoë. Julle was Ja. saam op verskillende verhoë. Verstaan jy? Dis presies dit. Ja. Jesusie, ja, want ek dink sy is 'n great entertainer. Ja. Boonbehalwe die feit dat sy so goed sing. Ek het gehoor haar shows en goed, is Is fenomenaal. fenomenaal. En dit wat ek nog gesien het op YouTube en DVD's en goed. Ja. So nee, dit is ek kan imagine dat haar goeters nogal wow is. Sê gou vir my, wat is daar voor ons 'n bietjie oor die lekker van goed gaan chat ook. Wat is daar wat op pad is vir jou? As jy besig met iets nuuts, is daar iets wat jy mag deel? Ja, ek deel altyd alles. Ek en Gerard het 'n
'n liedjie wat die 12de Desember, ek weet nie wanneer gaan hierdie eer nie. Ek dink hierdie sal eers na die 12de wees, so hy is dan al beskikbaar. Okay, so kan ek dit so sê? Ja. Okay, jy moet gaan kyk op ons socials. Ek en Gerard het nou onlangs 'n liedjie uitgebring. So, maar volgende jaar, ek is nie altyd seker wat ek uitbring nie, want jy skryf, ek is nie as sulks 'n skrywer nie, maar mens skryf maar saam met jou groep mense, maar saam wie gemaklik is, maar jy bring nie altyd alles uit nie. Ja. So, ek beoog om so 4 na 5 songs 'n jaar wat ek nou van nou wil uitbring. Ja. Het sy dit 'n power ballad is, het sy dit 'n lekker party liedjie is, maar 4 tot 5 songs 'n jaar is wat mens beoog om te doen. En gou so vinnig iets wat ek nou aan gedink het, is daar nog 'n artist met wie jy bitter graag wil collab in Suid-Afrika? Wat jy gedink het, yes, ek wil man of vrou, maak nie saak nie. Wat jy gedink het, julle moet nou nog 'n collab doen. Dis moeilik want daar's so baie. En hulle is almal goed. En dit is almal, ek wil bitter graag, ek het dit nou eendag ook gesê, Corlia. Ek meen haar vocal blaas my absoluut uit die water uit. Ja. So dis as ons 'n liedjie kry wat ons al twee, ek sal justice doen. Ja. Wat ek sal love om saam met haar te collab. Ek kan dink daai, ek meen as ek nou daaraan moet dink, ek is eintlik speechless net om te kan imagine hoe powerful daai moet wees. Ja. Want ek het haar soos altyd op Kroon, soos elke jaar op Afrikaans is groot. Dit wat sy doen is net, sy blaas net alles weg. ek meen, ja, en jy het dit ook nog al in lewende lywe gesien, jy was ook al by Afrikaans as groot betrokke, dit is ridiculous. So, ek ry daar, jou en haar as van Suid-Afrika se beste female vocalist. Ek weet, jy gaan seker nou sê, jy dink sy is beter as jy. en ek is seker 'n bietjie biased, maar ek dink jy's beter, maar sy's flippend goed. Ek meen, sy's flippend goed. Hoor hierso, iets anders wat ons in gemeen het, is, ons is albei ewe lief vir die Bosveld. Ja. Of, ek weet nie wie's liewer vir die Bosveld nie, ek of jy, maar, ons het cool stories. Ons het. Ja, ek kan onthou die Bosveld verander mens. Ja, die Bosveld. In 'n mooi manier, nou nie lelik nie, maar die Bosveld bring jou net terug na wie jy regtig is. Ja. Ek sou sê dit is, want ek kan onthou die tye toe ek in die Wildtuin gewerk het. En jy is ten volle hier in die musiekloopbaan besig en jy kort 'n breek. Ag nee, as ek 'n gap gehad het tussen Konaks op pad. Dan vat jy 'n paar dae af, want jy daar in die Wildtuin, dan gaan jy sommer op game drives, dan al het ek oorsese gaste sommer, jy sit links voor en ons ry net en jy geniet dit. Ja. Maar julle is ook van kleintyd af wat julle al Wildtuin toe gegaan het. Ek dink ek was 'n babatjie. Ek kon nog nie 5 woorde sê nie. Toe sê my ma, toe ek al saam met hulle in die Wildtuin, ja. Wel, ek sou hoop, want anders moes hulle by die huis los. So, ja, ek sou hoop hulle het dit saamgevat. Hoor hierso, is daar enige cool Wildtuin stories wat jy kan onthou van voor ek en jy mekaar nou ken? Wat jou soos highlights is van jou? My highlight van toe ek baie jonk was, ons het altyd gekamp. Ja. En dit was altyd vir my lekker want ons kamp naby die heining. Of actually teen aan die heining. Ja. Dis net die heining wat ons stop om nie verder in die bos, diep in die bos te gaan nie. Maar wat my altyd byval en herinneringe bring, is die oogies in die aand. As jy buite loop en jy skyn daai torch so teen die heining af en jy kry die oogies, hyenas wat om die kamp loop. Ja. Dit was altyd my favourite ding om te doen. So hoe het hyenas jou gunsteling dier geword? Is dit nou maar ek weet nie, ek dink omdat almal hulle so afbreek. Almal het altyd hierdie wanpersepsie van wat hyenas actually is, maar hulle is ongelooflik intelligent. Ja. Hulle is so slim dat hulle word scavengers genoem, want hulle weet dat dit is makliker om iemand te boelie om die kos te kry. Want hulle jagrate is soos wat, 80% suksesvol. Suksesvol, ja. So that's why I think I like them. Ek bly jy noem dit, want ek was nou weer, ek meen ek het dit nou baie jare met dit gedeel in die Wildtuin, maar ek was nou hierdie naweek, was ons by my vrou se jaareinfunksie van hulle werk en ons was in Dino King. Ons gaan op 'n game drive en hierdie hyenas en al die ander mense op die voertuig gesê, nee, ek hou nie van hulle nie, hulle is lelik en hulle is terrible. En dan dink ek vir myself, en ek weet waar kom dit vandaan, dis van die movie, The Lion King. Ja, presies. Want hulle was die bad guys. So almal dink altyd hyenas is hierdie mean diere. Ja. Maar inteendeel is hulle glad nie. En hulle is ongelooflik social en hulle is baie, baie interessant en hulle is eintlik nie lelik nie. Nee, hulle is baie mooi. Ja. Hulle is vir my, yes. Ek noem hulle mos my noenoes. Jou noenoes. So, dis baie, nee, hulle is baie cute. Ja. Maar, ons het ook 'n paar van Wildtuin stories. Ek weet nie, ek dink die een wat ek dalk die meeste aan dink, jy het een keer kom kuier by my, en ek weet nie of ek dit moet sê nie, daai Abies story. Ja.
Yes. Maar dit was naby jou huis, so ons het nie regtig Nee, maar snot het afgejaag gaan nie nie. daaroor nie. Ek dink dit gaan oor die volgende dag eintlik, maar ons het gaan balle slaan by 'n driving range en ons so 'n kroegie daar waar ons nou gekuier het en ons het nou na die tyd lekker gekuier daar en ons het vriende gemaak met mense daar en soos wat dit gebeur as jy nou weer agterkom is dit 3:00 die oggend. Ons het huis toe gegaan toe en gaan slaap. Wel, ek dink ek het 'n uur geslaap want ek moes 4:00 weer ry om 5:00 gaste op te laai om Wildtuin toe te gaan. En ek was saam. En sy gaan toe saam, obviously, en ek kan onthou, ek was nie laat vir enige van die Nee, gaste nee, nee. nie, maar wat ek kan onthou is ek het nie baie goed gevoel nie. Jy het meeste van die game drive geslaap en ek ry en ek het 2 gaste van Suid-Afrika en 2 gaste van ek dink dit was van China of iets. Ek kan nie onthou nie. En toe ons by die kamp stop vir breakfast. Toe kom die Suid-Afrikaanse ou na my toe en hy sê vir my, hoorie daai luiperd wat ons gesien het, is dit 'n mannetjie of 'n wyfie? En ek kyk so vir haar Onthou dit. en ek sê, hoorie, het ons 'n luiperd gesien? En sy sê, Ja. ek weet nie. Ek kyk toe op my kamera en ek sien toe die foto's. Ons het 'n luiperd afgeneem, alles, maar ons kan niks onthou nie. Ek kan daai luiperd ek het hom afgeneem, blur die foto's. So ja, daai was 'n embarrassing moment. Maar dit was een van die dit is so cool memory en dan Ja. obviously baie ander amazing sightings wat ons al gehad het. Onthou jy die trop van 28 leeu's daar naby Satara? Ja, jessie. Ek meen, dis die grootste trop leeu's wat ek al in my hele lewe gesien het saam. 28 leeu's. Nee, ons het eintlik incredible stories saam wat ons in die Wildtuin was. En wel, ek was bevoorreg om jou te ken as wat 'n gids was wat in die Wildtuin gewerk het. So dit was vir my 'n absolute bederf geweest om vir jou te gaan kuier Ja. en op die game drives te gaan, maar dit is 'n absolute plek, die Wildtuin veral. En ek weet die mense sê ja, was jy nou by hierdie plek en was jy nou al daar, maar die Wildtuin is vir my 'n spesiale plek in my hart want omdat ons al van so jonk af soontoe gaan. Ja. Verstaan jy? Dit bring memories terug van alles Ja. wat ek daar al beleef het. So en my familie van kleins af, soos ek sê, die hyenas, die oogies, Ja. die rustigheid, die sterre wat so naby is. Dit voel of jy letterlik die sterre uit die hemel kan pluk. Ja. En ek dink dit is hoekom mense die memories van die Wildtuin so onthou. Ja. Is want jy voel so gemaklik. Ek voel absoluut baie nader aan my Skepper Ja. as ek daar is en my siel rus fisies daar en ek dink dit is hoekom ek dit so geniet. Dit is ek bly jy noem dit was een van die hoofredes wat vir my of van die hoofgoed wat vir my die lekkerste was van om in die Wildtuin te wees. Ek was toe nou bevoorreg om dit elke dag te kon doen vir baie jare. Was jy's baie naby, jy voel baie naby aan God se skepping Ja. en om te kan sien hoe alles in natuur so perfek in samesyn werk. Werk, En ja. dat elke liewe dingetjie 'n doel het en Dis hierdie boom wat incredible. nou omgestoot word deur 'n olifant, dan dink jy, ag nee, hulle verwoes die Wildtuin. Maar eintlik daai boom wat omval, die bokke kan nou by daai groen blare uitkom en Ja. daar's daai gat wat in die grond word eventually 'n modderpoel, jy weet, waar diere kan in die modder lê en dit kan daar's soveel voordele Ja. ook aan dit. So dit was vir my altyd die mooiste deel is hoe natuur alles die skepping Ja. so En hoe so alles mooi. 'n doel het, soos jy sê, ek bly jy dit ook genoem, want Ja. dit is baie belangrik om te weet dat en baie onkundige mense verstaan dit nie altyd nie. En jy wat nou obviously die gids swart goeters gedoen het, weet hoekom dit gebeur. Ja. En wat dit vir my so lekker gemaak het is hoe baie ek by jou geleer het op die game drives. Ja. Want as mense vra Ja, en jy het altyd gesê don't worry, no question is a dumb question. presies. Jy het dit altyd gesê. Ja, want jy vra regtig uit iets net omdat jy nie weet nie. Ja. So vir ander mense klink dit simpel, maar wel, okay, nee, kom sê. Daar was 'n paar silly vrae wat ek al gehad het. So ek dink ja, maar ek hoor dit jy sê, dit is 'n Maar groot punt, ja. okay, valid vraag. Valid vrae. Ek meen, ek gaan hierdie in en nou sê want ek weet hierdie mense gaan nooit hierdie episode kyk nie. Maar ons sit op 'n sighting in Sabi Sands. En ons is besig om te kyk hoe hyenas en ek's besig om te vertel van hyenas heel toevallig wat scavengers is en hoe hulle prooi kry en dan want hulle is besig om aan 'n karkas te eet wat nou daar lê, maar dis al 'n ou ene. Ja. En die een vrou vra vir my, "So do they eat meat?" En dit was net vir my half soos, Goed. het jy opgelet wat ek gesê het? Weet jy waar jy is? Weet jy wat dit is? Besef jy waar jy is? Weet jy waarmee jy besig is? Waarvoor jy betaal het om hier te wees en al daai goeders want Do they eat meat? maar die kinders het gesê, "Mom, are you not listening?" Verstaan jy? Jy sien. So nee, ek het al 'n paar silly vrae gehad. Ja, ek kan imagine.
Maar jy's net so chill. Ek meen jy het nog alle jare wat ek jou ken. As iemand jou vra, maak jy 'n punt daarvan om dit vir hulle baie mooi te verduidelik. Jy weet dat jy gaan nie byvoorbeeld as ek nou jou nie geken het en ek het op 'n game drive geklim. Ja. As ek daar afgeklim het, was ek soveel meer kennisryker, net omdat hoe jy goeders verduidelik aan mense. Ja, maar ou mooi, dis deel van die werk want ek dink een van die groot voordele van daai behalwe dat 'n ou al die wild sien en die mooiheid van alles is, jy werk met mense en hulle is daar om te leer en op die einde van die dag die mense saam met wie jy op 'n safari voertuig gaan of saam met wie my gaan, hulle gaan nooit vergeet hoe mense hulle laat voel nie. Ja. En ek meen ek het al gaste gehad wat ons sien letterlik alles, die groot 5 plus cheetahs en wilde honde. Ons het die mees ongelooflikste dag. Dan klim hulle van die voertuig af en gee hulle vir my handske thank you en dan waai hulle. Asof hulle dit nie waardeer nie. Dan die dag daarna toe kry ek 'n oom en tannie van Engeland af. En ons het 'n moeilike dag. Party daar sien jy min in die wildtuin. Ons sien die algemene goed, rooibokke en kameelperde en zebras, maar volgens die average dag was daai 'n flippend stil dag. En hulle klim van die voertuig af en ek onthou hulle het my soos 3 of 4,000 rand tip gegee en gesê this has been the best day of our lives. Oh wow. Verstaan jy, so dit And gaan that's why you do it, jy sien? dit gaan oor perspektief want een ou kom sien toe hy wil net die groot 5 sien en hy wil gou jaag en alles kry en goed en dan go hy en hulle waardeer nie wat jy doen nie en dan maar ook op die dae wat jy minder diere sien, werk jy harder. Ja. Want jy moet meer moeite doen om iets anders kry. En ja, maar dit is wat ek so love aan jou, want jy het altyd hierdie kennisse van die bome en ja, jou grappies was ook baie lekker geweest met Ja, mens moet so nou en dan. kameelperd wat aan die takke vasbyt en dis ook hy se lang nek gekry het en al daai goed. So ek onthou daai goed, Ja. maar en dit is wat so lekker is, om altyd saam met jou op 'n wildtuin trip te gaan. Ja, Jy leer nie net van wat jy sien nie, jy sien die kleiner goed raak. ja. O ja, dis die klein dinge. Nee, definitief. So, ek het nog 'n paar ligte van vrae wat ek jou wil vra. Maar voor ons dit doen, ek het 'n liedjie ek het vir jou gevra om 'n liedjie voor te berei. Dis een van my gunsteling songs en ek het lank terug, ek onthou voor ek Laagveld toe getrek het, die eerste keer. Het ek Die dag voordat jy Laagveld toe getrek het. Die dag voor ek Laagveld toe getrek het, ja, jy's reg. Het ons 'n farewell party gehou vir my. En toe sê die eerste keer dat ek hoor jy hierdie liedjie sing, en toe sê ek soos dit is incredible. En van toe af elke keer as ek die geleentheid kry, of dit nou op my verjaarsdag is of waar ook al, ek vra jou altyd om daai song te doen. So en ek dink vandag is ook die perfekte geleentheid om daai beautiful Martin gitaar van jou te vat wat so mooi klink. En sal jy asseblief vir ons Loving Arms doen van Dobie Gray, maar in die styl soos wat Dixie Chicks het doen. Natuurlik, vir jou doen ek dit. Dankie. If you could see me now, the one who said that she'd rather roll, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I can really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now, 'cause I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now, I'm singing somewhere through the lonely night, I'm dreaming of the arms that held me tight. If you could only hear me now, 'cause I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the
chains, lying in your loving arms again. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. And I can almost feel your loving arms again. Baie dankie, heerlikheid. Dit is so special vir my, baie special. Marco, sal jy gou help, laat ons net die mic weer wegvat en net haar praat mic terugbring. Dink ek hom so 'n bietjie na, ja, dis hy, baie dankie, hoorie, dit was super special, ek waardeer dit elke keer. Dis net vir jou. En ek het gesien, Jaco het vir my so 'n bietjie gewys daar uit die control room uit, ek sien sy hoendervleis van hier af. O nee, hy wil kyk of jy die trane af. En hy sê jy het hom ook nou na trane gedryf. So mission accomplished. Nee, Dis hy. baie special song vir my en baie special dat jy hom ook hier op die podcast sing Pleasure, vir my. So baie dankie. Groot plesier. Maar hoorie, kom ons chat gou 'n bietjie oor pretgoed. Ek het 'n paar random vrae vir jou. Right. Wat is die laaste song wat jy gedownload het? Yesie. Soos wat op jou streaming platform nou. Wat is die nuutste song wat jy nou gedownload het wat jy luister? Don't Stop Believing van wat is sy naam? Nie Journey nie. Nee, nie Journey nie. Yes, ek kan nie sy naam onthou nie, maar dis 'n baie stadige country version van Don't Stop Believing. O, Ja, dis okay, incredible. Ek gaan definitief dit moet Incredible. Ek gaan Ja. dit definitief by jou moet kry. Wie was jou heel eerste celebrity crush? My heel eerste celebrity crush was Kevin van Backstreet Boys. Oh, Ja. Sy het van boyband oudjies gehou. Wat se emoji op WhatsApp gebruik jy die meeste? Die bloosgesiggie. Ah, Nie bloosgesiggie nie, wat is daai soos 'n ja, die blush, ja, die skaam. die acceptant. Ek noem dit so acceptance. Ja. Ek kan nie vir jou daai ene. Wat is jou go-to comfort food? My go-to comfort food is my ma se spaghetti. En Jy ek weet weet en ek ken daai. Yes, Tannie Cathy, shout out. Ek dink ons moet sommer hierdie naweek bietjie dit doen. Ja, jy verjaar mos nou binnekort. Wel, teen die tyd is dit al lank Ja, maar verby. ja, maar ek bedoel net, hulle hoef nie te weet nie. Nee, maar dis Woensdag, dis oor 2 Dis dae. oor 2 dae. Dan is ek 40 stok oud. Ek het altyd gesê ek wil voor ek 40 word eendag 'n podcast hê. Well done. Toe doen ek dit letterlik tot 'n dag voor ek 40. 2 dae voor jou verjaarsdag. So Is incredible. mission accomplished. Als okay daar. Ek sien Jaco kyk vir my so, ek was net seker of iets okay is nie. Hoor hierso, het jy enige ander versteekte talente behalwe ongelooflik goed sing? Ek weet nie. Het ek? Ek kan vir jou sê wat is dit. Wat is my jy versteekte? braai baie lekker. O. Jy kan baie Is dit 'n lekker braai. talent? I don't know. Ek gaan dit op my CV sit. Hoeveel girls ken jy wat flippend goed braai? Ek en jy braai baie goed. Ja, ek love braai. Ja, exactly. Ek love dit. As jy nou saam met 3 mense, Kos maak. Ekskuus, ja. saam met ek 3 gooi dit mense daar in. kos maak. Nee man. My versteekte talent sou wees kos maak. Kos maak. Ja, Okay, love it. great. Ja. Okay, awesome. As jy nou saam met 3 mense om 'n tafel kon sit, enige 3 mense reg oor die wêreld, lewendig, dood, famous nie, wie sou dit wees? Ek het nie sulke begeertes nie. Ek weet jy sal een van dit wees. Want ek geniet jou geselskap verskriklik. Ek lag my dood vir jou. En wie daar nog? Nee man, dit is 'n simpel vraag. Ek weet nou nie. Sal jy nie so saam met 'n hero van jou Nee, never meet your wil jy nie saam heroes. met Pink kom met tafel Never sit? meet your heroes. Ek hoor jou. Never meet your heroes, ja. Ja, dis moeilik. Baie moeilik. Ek dink jy, my beste vriende, jy en Lizzie. Ja. Ja, is my favourite. En my dit favourite ons het dit al mensies. baie gedoen. Ja. So, I mean why not? Kom ons doen dit weer. Okay, so skies vir daai simpel vraag, maar vir ander mense vra dan het hulle soos volname. So, O, nee, maar ek hoor jou, ek is- jy maak 'n ja. goeie punt. Wat se fliek is daar wat jy oor en oor kan kyk en nooit voor moeg raak nie? Armageddon. Joh, ja. Armageddon. Ek het dit nou die dag weer gekyk na 'n lang ruk. En elke keer as ek hom kyk, sien ek iets raak wat ek nie die vorige keer raak gesien het nie. Nice. Maar dan wil ek ook sê, nog 'n sekeret verklap. Ek kyk Friends al vir die laaste 15 jaar
Oor en oor en oor. Oor en oor en oor. Ja. Ja, ek het nou ek doen dit ook so nou en dan sit ek hom in die agtergrond aan. Ja, Val weet so, ek, dis lag en dit laat my so lekker voel. ja. Ek love dit. Ja. Ek voel so oor The Office, want O, vir is my dit? is nou weer skreeu snaaks. O, ja. Ja. Ek het nou die dag oor die nee, van en af oor die naweek het ek 'n ouetjie ontmoet wat sy naam Chandler is. No way. Dis ek nogal vir my vrou, sy ouers was ek 'n massive Friends fans. Want ek het nog nooit geweet van 'n Chandler behalwe nou op Ja. Friends nie, ja. Hoor jy sê gou vir my, is jy 'n oggendmens of 'n aandmens? Definitief oggendmens. Verkies jy whisky of brandy? Whisky. Koffie of tee? Tee? As jy moet kies 'n festival crowd of eerder 'n klein crowd soos in 'n pub of ietsie. Jo, dis moeilik. Festival crowd. Ja. Veel lekkerder. Is lekkerder want ek kan meer doen met 'n festival crowd as wat ek kan doen met 'n Okay. intieme crowd. Ek hoor jou. Ek het ook iemand gehoor wat sê die festival crowds maak hulle minder nervous. Ja. Want daar's baie mense waar in 'n klein intieme crowd. Ja, all the eyes are on you. Ja, en hulle is naby. Baie naby. So En ek voel amper die mense kan hoor wanneer ek 'n fout maak. Verstaan? Hoor wanneer ek 'n fout maak omdat hulle so naby Ja, sit. Verstaan ja, ja. daai persepsie. Ek Ja. hoor jou, ek hoor jou. As jy vlieg iewers heen, verkies jy dit om voor in die vliegtuig sit of agter? Voor en in 'n aisle seat. Why? Ek hou nie van bedruk wees op 'n vliegtyg nie. Okay. Ja. Ek sit voor want ek wil net vinnig afklim en hulle Ja, maak en jy dit- altyd Ja, dit ook. en hulle maak jy altyd Agter oop nie. Maar ek like 'n venster want ek kan meer sien. Dis meer om na te kyk. Nee, maar ek slaap. As O. ek op 'n vliegtyg klim, Konna, jy sal nie glo nie. Ek slaap nog voordat hy opstyg slaap ek en as hy land skrik ek myself boeglam want Ja, dan want- lank ja. Nee, ek slaap. Ek dink lang vlugte, 5-6 ure vlugte slaap ek, maar as ek weet ek moet Kaap toe vlieg, O ek's nee, wakker. maklik. Ek Ja, ek's slaap voor wakker, die hoor. bloody dings opstyg en ek al in die slaap. Winter of somer? Somer. Okay. Help ek vra jou dit nie want daar staan 'n Martin. Ek wou vra Martin Gibson of Taylor, maar daai vraag is beantwoord. Ja, daai vraag is beantwoord. Maar dis my baby, ek het hom nou begin van hierdie jaar gekoop. Ek wou nog altyd, ek wou al vir die laaste ek het altyd 'n Takamine gehad. Ja. Toe het ek 'n vriend van my geseën. Ek het hom gebless met my gitaar. Ja. Want hy vandat ek hom gekry het hy nog altyd gesê as jy die gitaar wil weggee, gee hom maar vir my. O, En dis Lizzie se man. Arno, ja, ek onthou ek was daar nou die dag Ja. toe dit Toe gebeur het, het. toe het ek hom gebless met die gitaar want ek het geweet hy love die gitaar en toe bederf ek myself met die Martin wat ek Yes. nog altyd wou gehad het. Ja, dis beautiful gitare. Sal jy eerder Netflix binge series of your YouTube rabbit hole? Netflix. Ja, ek is 'n Netflix. Ek is nie feeslik tegnologies aangedrewe nie. So ja, ek weet nie. YouTube, ek weet nie. Ek sukkel om my eie goed te kry op YouTube. Ja, okay, so ja nee, Netflix is maklik. Verstaan jy? Netflix is maklik. So dit is ek is nie tegnologies sterk nie. As jy My kan sterkpunt nie. as jy kan kies stadslewe of plattelandse dorpie. Wel. Kan ek sê Bosveld? Wel jy kan. Daar's ek. Hier is 'n Verander daai vraag na Bosveld. Hier is 'n Bosveld see vakansie. Wat kies jy? Maar ek gaan nie eers vra Nee, jy want hoef nie eers te vra nie, ek almal meen- weet dit. I mean, witwyn of rooiwyn? 'n Rooiwyn. Witwyn, weet jy wat? Ek 2 glasies witwyn en dan sê ek vir jou good night. Dan gaan ek toe. Maak jou moeg, maak jou klaar. En dan sê jy wat jy dink of dink jy wat jy sê? Praat jy voor jy dink? Ja. Soms. Soms. Ja. En dan as ek nou in jou kar, maar okay, hang on. Miskien is hierdie vraag te veel dieselfde as die vorige, maar sê maar vir my. As ek nou in jou kar met hom in die radio aansit, wat gaan ek hoor? Radio. Is dit? Ja. Jy het radio geluister. Het jy nuus geluister of traffic? Groot FM, ek luister. Groot FM, shout out Groot FM. Ja, Liesel is julle grootste fan. Ja. Nee, dit is cool. En wat is jou guilty pleasure? My guilty pleasure sal ek sê is braai. Ja, maar ek meen nie hoef guilty te voel oor braai nie, want ons almal love dit. Ja, maar ek braai baie. Braai baie. Ja, as ek 'n kans kry, braai ek. Ek Jy beloof sien, jou. Ek ja. sal op 'n Vrydag aand as ek by die huis is, braai ek. As Ja. ek Sondag by die huis is, braai ek. As ek Maandag aand voel ek wil nie kos maak nie, braai ek. Braai. As ek Woensdag voel, okay, almal is by die huis, kom ek braai ek. Ja. Dis baie lekker. Nee, braai, ek meen miskien nie genoeg braai nie. Ja. As jy, hier is vir jou interessant een. As jy môre moet wakker word en dit is 1995. Ja. Wat is die 2 goed wat jy sal anders doen? Die res van jou lewe gaan presies dieselfde uitpan, maar daar's 2 goed wat jy anders kan doen. Wat sal dit wees? Ek sal my ouers smeek om op die rugby stadion te wees waar ons die World Cup gewen het.
Ooh, dat jy daar kan wees. Ja. Ja. En meer tyd op die plot spandeer het. My tannie het op 'n plot gebly. Ag, dis cool. En ons het net op naweke so toe gegaan en obviously skoolvakansies gaan laat my maale daar af want hulle almal werk. Ja. Ja, ek sê ek meer tyd op die plot spandeer het en Ja. maar was jy sien nou weer as dit gebeur het sou ek 10 en saam met jou gids geword het in die Wildtuin. Probably. Probably. Ek weet nie. En nooit gesing het nie. Ek dink ek sou, as ek te goed kon change, sou ek in 1995 dadelik begin golf speel het. O, ja, nie eers natuurlijk. gewag het tot ek in my 30's is nie. En ek sal die oomblik toe Bitcoin uitkom, sou ek vir my Bitcoin gekoop het. Ag nee, Kona. Regtig. I mean really, dan het ek nou hierdie studio besit. True. Ja, of so studio, dalk nie Ja. hierdie in nie. En ek wou jou ook gevra het, as jy nie gesing het vir 'n lewe nie, wat se ander karier sou jy gekies het, maar ek dink ek weet klaar wat die antwoord is. Daar was 2. Ek dink daar sal 2, daai antwoord sou 2 wees. Ek sou obviously 'n gids sou wou wees. Ja. Maar as ek nie so baie seer gekry het wanneer ek dit sien nie, was ek 'n veearts, 'n wildlife vet geword. O, wow, ja, met diere werk en diere Ja. help. Yes, dit is vir my altyd so erg geweest. Maar ek kon nie. Toe ek was mal daaroor en elke keer as ek sien hoe honde seer kry of ewen naalsknip vir my is seer of as ek dit Ja. ek weet jy voel daai seer in O, jou. om hulle naels te knip, ja, Ja. dit is erg. So toe het ek baie vinnig ook besef dat ek sal nie dit kan doen nie. Want ek sou nie 'n hond kan uitsit nie. Ek sal nie 'n hond se lim kon afsit of enigiets so nou. Ja. Nee. Dit was vir my ook nogal 'n groot challenge in die wildtuin altyd as ons diere gesien het wat beseer is weens natuurlike oorsake. En Jy natuurlijk- mag niks aan doen nie. En ons weet natuurlik dit is nou maar hoe die natuur moet Ja, uitspeel. ja. Maar ek meen ek het al leeu's gesien wat brandsiek het. En dan lyk hulle sleg en loop hulle hier langs my verby en dan die buitelanders verstaan dit nie. Hulle sê help the guy, help him, Ja. bel die veearts. Jy kan niks doen nie. Jy kan niks doen nie, ongelukkig. Ons het 'n leeu gekry. Yes, hierdie as ek daaraan dink aan kry ek soms so 'n holkol op my maag. Ons het 'n leeumannetjie gekry in Sabi Sands wat ek weet nie hoe lank voor ons hom gesien het dit gebeur nie, maar hy het 'n eystervark probeer vang, nê. Nee. Oh, En ek weet luiperds en klomp gedoen het en ek het hulle al So gesien. daar's oral eysterpenne. Maar ek het dit al gesien in die pote en in die gesig en goed, maar die leeu spesifiek. Nou ek weet daai die dik eystervarkpen. Ek weet hoe lank is hulle is omtrent so. Ek weet nou nie of dit dat daai pen in sy neus laat hom net so 'n stukkie uitsteek. O, jene, hy het sy brein gekielie. So daai eystervarkpen was so in sy kop in en hy het met hom so geloop vir ek weet nie hoe lank en jy kan niks daaraan doen nie. Jy los hom want wat gaan jy doen? So Shame. daai is baie erg. So ek het baie van die diere jammer gekry, maar dan moet hy ook taaf wees. Ja, mens moet maar Ja. okay, you do accept it because you know that's what dis Ja. hoe dit werk. Maar ek dink ek sou of 'n veldgids of 'n wildlife vet sou wou word. Ja, die ergste ding vir my ook, ekskuus net om terug te kom na wat vir my die seerste gemaak het is as ek gesien het hoe 2 leeu's met mekaar beklei O ja, of as 'n leeu 'n luiperd doodmaak of 'n luiperd maak 'n wilde hond. hond. Ja. Daai is vir my baie erg geweest want dis almal apex predators en hulle is kompetisie vir mekaar. Ja. En As dis hy- hoekom hulle mekaar doodmaak. Ja, as hy nou 'n bok vang, ek voel nie hartseer as 'n bok of 'n buffel of iets gevang word nie want daai leeu oorleef. Ja. Maar as hulle mekaar doodmaak. Ja, dis al. Heerlik, daai is vir my erg. Hoor hierso, wat beteken dankbaarheid vir jou? Hoe sê jy wat beteken dit om dankbaar Weet te jy wees? wat nee, dit is vir my 'n moeilike vraag om te beantwoord omrede in die bedryf wat mens is dit moeilik om jou dankbaarheid voor te sit, Ja. te toon vir die mense want dit voel altyd of dit voel vir my as ek dankie sê wanneer iemand my komplimenteer, voel dit nooit genoeg nie. Ek hoor jou. Verstaan jy? Ja. En selfs met jou ouers, as ek vir my maale dankie sê vir wat hulle in my lewe vir my al gedoen het. Ja. Dit voel te min, dit voel nie dit Joh. het nie die krag wat dit moet hê nie. Ja. Verstaan jy? So dankbaarheid is my baie groot deel in my lewe. Ja. Dis net moeilik om Te wys. te wys Ja. hoeveel dankbaar, Ja. ek weet nie hoe om dit eers in woorde te sê nie, as jy Ja. verstaan wat ek bedoel. En jy bedoel dit nou uit om dankbaar te wees vir wat ander mense vir jou doen, Ja. om dankbaarheid te toon, Ja. maar om dankbaar te wees is ook iets wat baie belangrik is. Ek sê nou die dag vir iemand, imagine jy word môreoggend wakker net met die dinge waarvoor jy vandag dankie gesê het. Hoeveel gaan jy hê? Nee? Jesus, dit is nogal 'n
diep enetjie daai. Ja, dit is Gaan dink bietjie maar, oor dit. Ja, dis 'n moeilike vraag. Ja. Dan ek het nog so een topik wat ek gou jou opinie oor wil kry. Ek vra dit vir meeste van die gaste. Dit is nogal 'n kontroversiële topik in die industrie. Maar hoe voel jy oor AI in die musiekindustrie deesdae? Ja. Weet jy, ek dink nie dis 'n goeie of 'n slegte ding nie. Okay. AI vir my is weer eens is 'n tegnologiese gedrewe program wat ek obviously geen kennis van dra nie. So dit is nie vir my iets wat my persoonlik raak nie. Ja. Maar as mense dit kan gebruik tot jou advantage, why not? As Ja. ek sukkel om te skryf en ek het 17 bladsye vol woorde goeders wat ek al geskryf het en ek sit dit in hierdie AI ding in en hy genereer vir my liedjie Ja. in 'n rigting in dalk wat ek like. Ja. Hoekom kan ek dit nie gebruik nie? Verstaan jy? Presies, ja. So ek dink as jy hom vir die regte doeleindes gebruik Ja. en as 'n regte tool, dan dink ek dit is die regte way om dit te benut in plaas van, en ek gaan dit nou maar sê, in plaas van om 'n song 100% AI te generate en om net so op 'n streaming platform te laai. Ek dink ook nie dit is so bad nie. As jy homself geskryf het en jy het nie eerstens die finansies, Ja. tweedens die kennis Ja. en derdens die platform om jou musiek, as jy nou sou 'n skrywer is om dit uit te kry, is Ja. dit jou geleentheid gewees. Ja, maak sin. Ek sal sê die mense wat hierdie AI goeters bemeester het, moet dalk collaborate met kunstenaars wat gewillig is om dit in die lewe in te bring met musiek wat jy op 'n verhoog kan sing. Daai is 'n great idee dink ek. Ek dink dit is 'n goeie rigting om te volg as jy iets het wat jy wil uitbring. Ek meen ek is glad nie musikaal aangelê nie. Maar as ek software kan verstaan, kan ek my eie musiek maak. Verstaan jy? Maar ek gaan nie dit laai. Jy gaan dit nie kan live sing op 'n verhoog nie. Glad nie, maar 'n ou soos ek wat byvoorbeeld iets het wat iets wil sê of ouens wat baie goed met die AI is, hulle kan nou weer die opportunity gebruik om te sê hoorie Liesel of wat ook al, ek het hierdie song gegenerate op AI, wil jy hom sing? Presies. Dis 'n great idee. Ek dink dit is seker maar die veiliger en meer acceptable opsie as ek dit so kan stel. Ja, want dan kom die ou se kuns kom uit Maar deur 'n regte persoon. deur 'n regte persoon wat eintlik gevoelings en emosies in dit insit. Want baie mense, ek hoor die mense moan omdat dit nie emosies het nie. Ja. AI, 'n robot het nie emosies nie. I get that. Ja. Maar as soos ek sê, presies wat ek sê, as jy hierdie boek wat jy hier gesit het met al jou foto's in, if you can put that in words, Ja. en jy kry iemand om dit te sing, hoekom nie? Ja. Nee, dit is so. Ek het nou die dag ook maar dis wat ek agtergekom het, ekskuus, is dat dit is wat ek mis die meeste van 'n AI song is daar is nie siel nie. Waar as jy nou en ek gaan hierdie voorbeeld gebruik op Afrikaans is grootheid Rowan de Toy 'n AI song gesing. Ja. Dit was 'n groot surprise geweest en die way hoe hulle die song gerestructure het en hoe hy hom gesing het. Ek meen daar's Daai kan jy emosie. onmiddellik hoor die Jy kan dit verskil. voel. Jy kan hierdie song voel want dit Ja. beteken iets. So ek dink daai is 'n goeie opsie, 'n goeie rigting om in te gaan. Want ek almal het 'n talent. En as jy 'n talent het vir skryf en jy het nie altyd die platforms om dit te gebruik of om dit uit te kry in die wêreld nie wat Ja. jy graag wil, is dit nou die geleentheid om dit te kan doen. Ja. En tegnologie het dit moontlik gemaak. Ja. So en ek meen kom ons wees eerlik, soms vertel woorde in 'n liedjie maak meer sin in die storie wat die woorde vertel as wat jy self met jou mond kan sê vir iemand. Beslis, ja. Ja, nee, dit is ek meen musiek is boodskappe. Daar's Ja. baie messages al buite in musiek en hoe gaan ek nou vir iets verduidelik? Luister gou die liedjie en dan gaan jy dit voel. Dis dit. Ja. Nee, dit is 'n controversial topic en ek hou daarvan om mense se opinies daaroor te kry. Ja. En jy het 'n goeie punt gemaak daarso. So ek dink daai is definitief 'n goeie rigting om in te gaan vir die ouens wat miskien AI musiek doen of oorweeg om dit te doen en nie weet wat om dit te doen. Ja. So ja. Hoorie Liesel, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy kom kuier het. Dankie vir jou. Yes, dit was so lekker. Ons het 'n geskenkie vir jou. Oh, nice. Hierso van Dromers en Doeners af. Ek gaan vir jou so oopmaak en checkie gou. Wat's al binne? Baie dankie. Oh, nice. Hey. Hier's op Pieters. Ja. Dankie julle. Dankie Kona. Nee, groot plesier. Hoorie, kan ek ook net een ding sê. Beslis. Ek weet dis jou podcast, maar ek wil net vir jou sê ek is verskriklik trots op jou. Ag baie dankie. Met alles wat jy al bereik het en ek weet soos jy almal weet, ek ken vir Quentin al 15, as dit nie langer is nie, 15, 16 jaar. Ja, daar rond. En baie klippe gekou, baie klippe gekou en ons het al saam gehuil. Ja. Maar ek is so trots op jou. Ag baie dankie. Ek gaan my Regtig nou trots laat op jou huil hierso. en met al die werk wat jy nou al gedoen het van wildlife photography tot
actual videographer. Ja. En nou hierdie dromers en doeners. Ek meen ons is almal dromers, maar baie min doeners. Ja, En ek dink jy het die naam perfek gekies, hoor. Jy's Baie 'n dromer dankie. en jy maak jou drome 'n doener. baie dankie. Ek Oh, wou net man. nou gesê het, hoe crazy is dit dat ek het in die bos gewerk en jy in die musiekindustrie en ek het voor jou al so bietjie in die musiekindustrie belang gestel en mense geken, maar jy het eintlik vir my 'n groot blootstelling tot gegee want ek het baie saam met jou begin toe. Ja. En nou werk ek ook hier. En een van die dae gaan jy miskien in die bos werk en dan moet ek vir jou kom kuier nie. Jy sien. Op jou lodge of ietsie. Ek Ja, weet nie ja. wat jou groot droom nie, maar ek neem aan dis om 'n lodge Nee, te besit. verseker, jy of weet ietsie. presies wat die droom is. So, dankie vir daai mooi boodskap, ek waardeer dit. Dit is die hele doel van dromers en doeners is om mense te kry wat drome het en dit volg. Ja. En ja, jy is beslis een van hulle. So, hou aan met wat jy doen Dankie. en ek hoop elke keer as jy daai koppie uitdrink, dink jy aan ons en jy jy onthou om jou drome te volg. Ek sal. Ja. Dankie. Nee, baie dankie vir die boodskap en ja, dis dan maar dit vir die episode. So baie dankie aan die wat gekyk het. Ons waardeer dit. Vinnig, sorry, nog 'n ding. Ek moet vir jou vra. Ja. Wat dink jy van hierdie studio? Ons het nog nie daaroor gechat nie. O, die studio is fantasties. Ja, ek meen Dit is incredible. Ek Ja. meen Jaco het hierso, ek weet nie, hy het reg gekry wat baie mense droom om reg te kry. ja, dis- Dromers. Dromers. Ek weet die wat hotel gekyk het sal weet waar daai vandaan kom. Daai dromers. O. Weet jy weer dit gekyk Nee. het? Nie. Snaakste Afrikaanse sitcom series wat ek al ooit in my lewe gekyk het. O. Nee, awesome studio. Ek meen toe ek hierdie eerste keer sien, het ek kon nie glo wat my ore hoor nie, maar daai Dolby Atmos Ja, daar dit binne. is fantasties. Eerste keer in my lewe wat ek voel ek is binne in 'n liedjie. Ja, dis insane. So weer eens dankie Connection Studios. Ja, dankie Jaco. Dis En awesome. nou gaan ek regtig groet. So baie dankie vir die wat gekyk het en dankie vir jou weer eens. En ons sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Totsiens.